Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Psalm 37, vers 1 tot 40. En die tema Psalms, dinge wat my dankbaarheid kan steel. As jy vandag inskakel, baie welkom. Ons vier vandag ook die nagmaal en alles wat die Here vir ons daarin leer en ons herdenk dit weer. So baie welkom, geliefdes. En ek wil die wel aanraai, hierdie preek is gebaseer op die vorige preek. Die vorige preek waar ons spesifiek gesien het dat die belangrikheid van die besef van God se grootheid en dan 'n dankbaarheid om die Here in 'n mens se lewe te hê. En vandag bou op daardie preek. En geliefdes, ons lees deur die Bybel, ons is vandag in Psalms en daarom ons fotum en ons seën en ons liturgie volg alles wat ons in Psalms leer. So ek begin vir ons met Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En ek groete ons met sy seën vanuit vers 7. Ons is bevry soos die voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Nou geliefdes, ons sing liedere wat ons uit Psalms kry. En vandag se musiek is baie anders as die wat ons in die Psalms kry. Vandag se gedeelte is baie meer herhaling, want is gewoonlik iets wat makliker verkoop is, iets wat makliker aangeleer word, en omdat daar so baie musiek is gereeld, dit maak die ouens dit so maklik. En die nadeel daarvan is dat die Psalms is geskryf om al hoe dieper en dieper in God se karakter, in sy wese in te gaan en om beter te leer ken. En daarom is 'n Psalm heeltemal anders as wat die moderne liedjies wat ons vandag het. En daarom probeer ons, voordat ons oor 'n Psalm sing, lees ek vir ons die Psalm en dan sing ons, so naby as moontlik dit wat ons het aan daardie Psalm. En so het ons 'n paar Psalms vandag. Psalm 134, kom prys die Here. Ek lees vir ons Psalm 134 vers 1 tot 3. Kom, prys die Here, julle almal wat hom dien. Julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, hef op julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat die hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, kom ons sing saam Psalm 134 vers 1 tot 3. Hiermee wil ek ook byvoeg. Ons het in van die ander Psalms gelees dat prys die Here met die snaarinstrument, met die tromme, met die blaasinstrumente, en dit motiveer tog verskeie instrumente. So geliefdes, kom ons sing dit saam. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na sy heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heer, alle kinders van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na sy heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer, en loof die Heer, en loof die Heer. All over the world the Spirit is moving, all over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of
down in my heart. The Spirit is moving deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah, deep down in my heart, and there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea, of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Geliefdes, as wetgedeelte lees ons Psalm 19 vers 1 tot 15, waarin Dawid skryf hoe wonderlik het vir hom is om die wet van die Here te hê, wat so ongelooflike groot voorreg het is en wat se invloed dit op 'n mens se lewe het. En ek hoop dat ons die volwassenheid kan kry om 'n vreugde daarin te vind, om dit te ken en dit te gaan doen in ons lewe. Ek lees vir ons Psalm 19 vers 1 tot 15. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir die sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir u aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Geliefdes, mag ons daardie selfde begeerte hê, wanneer ons die wet hoor, dat nie vir ons 'n las is nie, en dat nie iets wat nou vir ons moeilik is om te doen nie, maar iets wat vir ons vreugde gee, iets wat vir ons weet wat se wonderlike ding dit is. En mag die Here ons weerhou van opsetlike sondes, en dat die sondes nie oor ons begin heers nie, maar dat ons oor die sondes heers. Geliefdes, ons gaan verder in ons prys die Here deur saam te sing Psalm 136. Ek lees vir ons Psalm 136 vers 1 tot 9 en dan sing ons dit saam. Loof die oppermagtige God. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het magtige dade gedoen, hy alleen. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die hemel met soveel insig gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die aarde op die waters gevestig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die groot hemelligte gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die son om te heers oor die dag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die maan en die sterre om te heers oor die nag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Egiptenaars getref met die dood en hulle eersgeborenes, aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel onder hulle uitgelei, aan sy liefde is daar geen einde nie. Met sy groot mag en krag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Rietsee in twee gekloof, aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel daar deur laat trek, aan sy liefde is daar geen einde nie. Maar die Farao met sy leermag in die Rietsee gestort, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het sy volk deur die woestyn laat lei, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die groot konings oorwin, aan sy liefde is daar geen einde nie. Magtige konings laat sneuwel, aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Sion van die Amorite, aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Og van Basan,
Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het hulle land as geskenk gegee. Aan sy liefde is daar geen einde nie. As geskenk aan Israel, sy dienaar. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het aan ons gedink in ons vernedering. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En ons uit die mag van ons teenstanders bevry. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy gee voedsel aan al wat lewe. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die God van die hemel. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefde, kom ons sing nou saam. Liefdes, voordat ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Here, aan U liefde is daar geen einde nie. Liewe Heer, hoe dankbaar kan ons nie wees dat U ons gekies het en dat U self aan ons openbaar nie. Heer, daar is soveel mense wat verby U leef, Heer, wat U nie raak sien nie, wat U nie as belangrik beskou nie, wat nie 'n vreugde daarin vind om U in hulle lewe te hê nie. Heer, baie keer is ons maar in die versoeking om self so te leef. Baie keer doen ons dit juis ook so. Heer, maar kom tog, Vader, en verander ons harte. Help ons om 'n vreugde daarin te vind in ons toewyding aan U. Help ons om te besef. Heer, kom tog vandag en breek die woord vir ons oop, dat ons dit kan verstaan en kan gaan doen. Weer wys vir ons U liefde vir ons. Help ons om al die geraas van die lewe af te sit en op U te fokus. Heer, maak tog alles nou in ons harte rustig, wat maak dat ons nie op U kan fokus nie, al die bekommernisse en woede wat ons dalk het. En nie weer kom wees ons tog so genadig. Heer, kom bring by ons opregtheid, 'n liefde vir U. En kom help ons om U naam uit te dra en groot te maak in ons lewens. Weer ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen, vir U vergifnis en U genade en U werk in ons harte. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees nou saam 'n Psalm 37 vers 1 tot 40. Dis maar 'n Psalm wat ons nie eintlik die agtergrond ken nie, maar dis 'n Psalm wat Dawid op 'n stadium skryf. En ek lees vir ons Psalm 37 vers 1 tot 40. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan, hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son. Jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou
en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie. Dit bring net ellende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog is rukkie en daar is geen goddelose meer wees nie. 'n Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Die Here lag vir die goddelose, want hy sien hulle dag kom. Die goddeloses trek die swaard en span die boog, om die hulpelose en die arme dood te maak, om die wat die regte pad loop te vermoor. Die goddelose se swaarde sal hulle eie harte tref, en hulle bo sal stikkend gebreek word. Die bietjie van 'n regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses, want die mag van die goddelose sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou in solank hulle lewe. 'n Tyd van nood sal hulle nie verlees staan nie. 'n Tyd van gebrek sal hulle genoeg hê. Die goddelose sal te gronde gaan, en die vyande van die Here sal tot niet gaan. Soos mooi weivelde wat in vlamme opgaan, so sal hulle verdwyn. Die goddelose leen en betaal nie terug nie. Die regverdige kry jammer en help. Die wat deur die Here geseën word, sal die land besit, maar die wat deur hom vervloek is, sal uitgeroei word. Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig. Hy leen uit sonder rente. Met sy nageslag sal dit goed gaan. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, dan sal jy die land altyd bewoon. Want die Here het die reg lief, en sy troue dienaars verlaat hy nie. Hulle sal altyd behoue bly, maar die nageslag van die goddeloses sal uitgeroei word. Die regverdiges sal die land besit, en altyd daarin woon. Wat die regverdige praat, is wysheid. Wat hy sê, stem ooreen met die reg. Die openbaring van sy God is in sy hart. Sy koers is nie onseker nie. Die goddelose lê die regverdige voor en soek 'n kans om hom dood te maak. Maar die Here los hom nie in die mag van die goddelose nie, en laat nie toe dat hy veroordeel word as hy voor die regbank staan nie. Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit, en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou. Ek het al gesien dat 'n slegte, roekelose mens geil opskiet soos 'n plant, en toe hy weer verbykom, was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek, en hy was nêrens nie. Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte, die regskape man. Vir hom is daar 'n toekoms. Die wat hulle teen die Here verset, word voor die voet uitgewis. Die toekoms van die goddelose word afgesny, maar die regverdiges word deur die Here gered. Hy is hulle toevlug in die tyd van nood. Die Here help hulle en bevry hulle. Hy bevry hulle van die slegte mense en red hulle, want hulle skuil by hom. Dis tot sover die woord van die Here. Kom ons gaan oor na die prediking. Geliefdes, die tema Psalms, dinge wat dankbaarheid steel. Ek sluit hierdie week af met Psalms, en daar gaan ons oor na Spreuke toe, en is wonderlik om te sien hoe dit op mekaar bou.
Nou, ons het gesien, psalms gaan daaroor, dis baie van gesprekke wat mense het met God, en ons leer baie daaruit wat God in daai mense se harte doen. Ons sien hoe hulle gesprek het met die Here, of die Here loof en prys, en alles wat hulle in hulle hart is bekend maak aan die Here, en hoe hulle tot 'n besef kom. Partykeer sing hulle van 'n liefde vir die Here, soms sien hulle die Here se grootheid en dankbaarheid, partykeer worstel hulle met dinge, en ons leer baie daaruit. En ons sien veral waar die Here hulle wou uitkry. En ons sien byvoorbeeld in Dawid se lewe, die vorige preke wat ons gehad het, is Dawid kom op 'n stadium tot die besef, en dit is wat geloofsvolwassenheid is dat al moet hy alles verloor, en dit het baie keer gebeur, dat dit vir Dawid so gebeur het hy vir die Here gevra, maar al verloor ek alles, moet net nie u teenwoordigheid van my af wegvat nie, moenie u gees my verlaat nie, en dit is wat volwassenheid is. Ons het gesien hoe hy toe ook besef het hoe groot die Here is, baie nodig is vir 'n gelowige, en dan veral ook dat ons waardering sal hê vir God. Nou natuurlik, hoe groter God vir ons word, hoe groter waardering sal daar vir ons wees wanneer ons die Here sien in ons lewens. En dit is uiters belangrik vir ons om geloofsvolwasse te word. Besef die grootheid van God en 'n waardering om God in ons lewens te hê. Nou geliefdes, vandag kyk ons daarna, daar's dinge in die lewe wat maak dat jy jou waardering vir God in jou lewe verloor. Nee, of nie net verloor nie, maar dat daai waardering minder word. En wat is daai dinge? Dit is die dinge waarna ons kyk, en daarom kyk ons na die volgende punte. Eerstens is, moet jy nie ontstel oor onregverdigheid nie. Tweedens, vermy die versoeking om ook te dink op hierdie manier. En derde een, eerder min hê en regverdig leef as om baie te hê op onregverdige maniere, en dan God stap saam met die wat leef soos wat hy wil hê. So geliefdes, ons spring weg met die eerste punt, moet jy nie ontstel oor onregverdigheid nie. Nou geliefdes, ek sien nou die dag so 'n politieke praatjie van mense wat die situasie in ons land beskryf, en hulle praat toe weer oor die kaders wat jy weet in die tenderpreneurs en dinge, en die persoon sê toe, en jy weet, hy het in 'n plakkerskamp gewoon, en hy sê, joh, maar hy moes vir baie lank homself 'n besigheid begin en homself vergelyk het met ouens wat eintlik op 'n baie onrealistiese manier baie vinnig ryk geword het. En jy weet, hulle het toe gesê, maar dit is vandag nog steeds so. Jy weet, hierdie ouens raak moedeloos want hulle sien hoe baie ouens vinnig ryk word op hierdie maniere. En baie van hierdie is nou hy praat van die korrupte maniere, nee, om so vinnig ryk te word, en baie keer oor ons ook daai goed. En ons hoor dit baie op die nuus, jy weet, weer eens van hierdie goed wat oopgekrap word, en jy weet, ons hoor eintlik maar gereeld op die nuus sulke tipe ding. Ons hoor van die ekonomie, en ons hoor wel van hierdie ding wat gesteel is, en daar het 'n ding weer gebeur, en dan krap dit sommer jou hele dag om. En dan is jy weer kwaad oor hierdie dinge wat gebeur het. Nou geliefdes, dit is die dinge wat ons vreugde steel, maar dit maak ook dat ons nie meer dankbaar is vir dit wat ons het nie. Ons het laasweek gesien dat jy regtig in 'n roetine moet kom om dankbaar te wees vir alles. En dan moet jy spesifiek, nee, as jy in jou kar klim, dankbaar te wees daarvoor. As jy goed het om jou gesig mee te versorg, dankbaar te wees daarvoor. As jy jy weet, elke keer as jy eet, om dankbaar te wees vir al die dinge, om 'n lewenswyse van gereeld sien hoe dankbaar ons kan wees vir alles wat ons het. Maar sodra ons aan hierdie goed hoor, van onregverdigheid wat gebeur, dan maak dit ons ondankbaar. Nee, dan die roetine waarin ons moet wees, word dan eintlik weggevat. En daarom sê die Psalm vir ons, dat ons nie moet ontstel oor hierdie tipe dinge wat gebeur nie. Ek lees vir ons weer vers 1 en 2, waar daar staan, moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan, word hulle gou, en vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Nou geliefdes, die opdrag is duidelik. Nee, dat ons nie moet ontstel
oor hierdie dinge wat ons sien in die lewe nie, dit gebeur. En soos ons in die Psalm gelees het, sê die Psalm, dis nie dat dit nie gaan gebeur nie. Die Here weerhou nie daarvan dat hierdie goed gebeur nie. Dit gaan gebeur. Maar dit is ook maar toets waardeur mense gaan en tog is die tyd van maniere kry op onregverdige maniere, is daai tye beperk. En is dit maar soos groenigheid. Hierdie seisoen staan die groenigheid, ons gaan nou weer begin sien in die lente, maar dan verdwyn dit weer en so is dit wat gebeur met oneerlikheid en dinge wat op hierdie manier gebeur. Nou dis 'n wysheid wat eintlik baie algemeen is, ook in die Nuwe Testament. Matteus 6 vers 25 sê Jesus, en dan gebruik hy Salomo, en ons is nou by Salomo, waar ons, ek hoop jy onthou wat ons laas gesê het van Salomo, hy het vreeslik ryk geword, nee, en hy het die goud en die silwer was so baie, dat dit sommer langs die pad gelê het, want niemand wou dit weer gehad nie, die mark was heeltemal gevloed, daardeur van alles wat hulle gekry het, elkeen het onder sy eie wingerdstok gestaan, so dit was baie algemeen, rykdom wat daar was, en dan sê Jesus, maar luister, Salomo in al sy pragt, is nie geklee soos die lelies in die veld, en dan sê hy, gaan kyk daarna, en rykdom is baie keer so, hy sê, vandag staan alles daar en is mooi, en môre is dit weer weg, en dit is tydelik, en so die Here wil hê ons moet daai wysheid leer ken, dat hy sê, maar korttermyn vreugde, op oneerlike maniere, is maar net, is tydelik, en daarom bring dit ons by die tweede punt, waar ons ook aangespreek word, om te sê, maar vir my die versoeking, om nie ook so te wil dink nie, nee, want baie keer sien ons nou, dat ons ook maar baie korrupsie sien, en mense wat dalk op korrupte maniere ryk word, en baie keer is ons self in die versoeking, om hierdie metodes te gebruik, of dieselfde te doen, en dan sê die Here, hy roep ons op, en hy sê, nee, gaan vertrou eerder op die Here, doen dinge op die regte manier, want soos jy weet, nee, baie keer hoor 'n mens baie dat dit nodig is, as jy wil tenders kry, en so, dan moet jy gedeelte begroot, om gedeelte begroot vir omkoopgeld, en geliefdes, dit maak mens kwaad, nee, dat dit nodig is om op hierdie, en dit is moeilik, al hoe moeiliker om eerlik te wees, maar dan sê die Here, hy gaan 'n einde bring aan dit. Daai tipe manier van lewe, nee, en die tyd waar ons nou lewe, dit hou nie. En soos ons nou sien, in die Madlanga kommissie, nee, begin van hierdie goed oopgekrap word, daar kom 'n einde aan hierdie goed wat gebeur, en baie keer maak dit ons moedeloos, om te sê, ja, maar al hierdie goed word nou oopgekrap, en daar gaan tog niks van kom nie, en geliefdes, tog is dit vir ons belangrik, om die Here te herinner, aan hierdie Psalm, wat die Here sê, maar hy bring 'n einde aan hierdie goddeloosheid wat op hierdie manier gedoen. En wanneer ek sê herinner, is daar in Exodus sê die Here byvoorbeeld vir Moses, herinner my aan my beloftes, nie dat die Here herinnering nodig het, maar die feit dat ons God herinner, is 'n manier wat ons hierdie waarheid sien en erken, dat die Here dit kan doen, en ons maak dit eintlik ons eie. So weer eens, geliefdes, moet dit vir ons gebede wees, dat die Here vir ons 'n einde sal bring op hierdie oneerlikheid en hierdie manier, en dat dit, tog is dit vir ons dan belangrik, nee, dat die Here, dat ons 'n afkeer het in hierdie omkoop manier van dinge doen, en hierdie metodes. En dit bring ons by die volgende gedeelte, is, om dit te kan doen, moet ons 'n waarheid besef, wat hierdie Psalm ons leer, en dit is, eerder min op 'n regverdige manier verkry, as baie op 'n onregverdige manier. Ek lees vir ons weer die wysheid in hierdie Psalm, vers 16, die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses, want die mag van die goddeloses sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees vir die regverdiges. Nou geliefdes, jy sien, hierdie is 'n baie belangrike wysheid, nee, want baie keer moet ons onsself vra, maar glo ek dit? Nee, glo ek dat ek eerder op 'n eerlike manier min sal hê,
as ek dalk oneerlike maniere gebruik en baie sal hê, wat sal die beste wees vir ons? En dan sal hy gedeelte in die Psalm waar die Here sê, maar doen wat reg is, en ek sal vir jou gee wat jou hart begeer, en ek sal vir jou dit gee, daai belofte wat saam met dit kom. En dis baie keer moet ons bietjie gaan sit en dink oor hierdie waarheid. Glo ek dit, wat die Here sê? En ek dink, daar's baie voorbeelde wat ons baie keer het. Ek dink nou, as ons nou kyk na Ramaphosa baie keer, weet is ook nou maar moeilik om te weet wat daar aangaan, maar as dit is soos wat dit lyk, dat hy uit die miljonair, uit al hierdie goed gehad, en nou begin dit terugkom, die wiel draai en die goed word nou oopgekrap. Ek dink, daar is nou baie meer bekommernisse, as wat al hierdie rykdom nou die moeite werd was. Ek dink Zuma is dalk nou ook 'n voorbeeld daarvan, dat baie misdaad gepleeg, en nou dink sit met baie bekommernisse. En ons sal nou sien, hoe dit van hier af verder lyk, maar die hoeveelheid seer wat daar in die land gekom het, die hoeveelheid wat dit aan die ekonomie gedoen het, ek kan nie dink dat enigiemand te hard vreugde vind in daardie manier van werk nie. Nou geliefdes, verdere belofte wat ons van die Here ontvang, wat ons verder in staat moet stel om nie in die versoeking te wees om hierdie maniere goed te keer of om hierdie maniere te werk nie. En ons moet selfs, as ons dalk iemand wat ons ondersteun hoor dieselfde doen, moet ons afkeer hê daarin om op hierdie manier te werk. En dit is, God stap saam met die wat leef soos wat hy wil hê. Nou geliefdes, dit bring ons by die wysheid, en dis die basiese dinge wat ons ook laasweek geleer het, is dat Dawid gesê het, maar verloor ek als, solank die Here hom net nie van hom onttrek nie. En eers as jy daardie volwassenheid wil bereik, sal jy op 'n punt kom waar jy sê, maar okay, ek sal eerder min hê, maar regverdig dit kry as onregverdig, dalk op 'n oneerlike manier dit gekry het en baie hê. Nou geliefdes, ek dink ons moet onsself baie keer afvra, wat een sou ek kies? Min maar regverdig of baie maar oneerlik dit gekry het, en baie keer as jy dan nou sê, maar ek wil die oneerlike manier en baie hê, moet ek wel onthou, maar sal ek dit wil hê, maar sonder God in my lewe wees, of sal ek min wil hê, regverdig manier, maar wel God se teenwoordigheid in my lewe? En ek lees weer vir ons, Psalm 23, die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. So geliefdes, mag u die grootste vreugde in u lewe word om God teenwoordig te hê in u lewe, en daarom 'n pad te loop wat God behaag. U mag al hierdie versoekings om dalk ook op oneerlike maniere te werk en goed op oneerlike maniere te kry, mag ons al meer 'n afkeer kry daarin. Mag Here ons gebede verhoor, dat al hierdie goed wat oopgekrap word, al hierdie misdaad en goed, dat daar einde sal kom daaraan, en mag ons op die Here bly wag om dit te vind, en mag ons hom vertrou daarvoor. En mag die Here u gee die begeertes van u hart. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, wat 'n vreugde om te weet, Heer, u is in beheer, u regeer. Heer, daar is soveel dinge wat ons kwel, daar is soveel dinge wat ons kwaad maak en bekommerd maak. Maar Heer, dankie dat ons kan weet, Heer, dat goddeloosheid en moeilike omstandighede ook 'n limiet aan het. Heer, help ons om staande te bly, help ons om u voor oë te hou, help ons om deur alles wat ons sien, nie net dit raak te sien nie, maar ook u regering raak te sien. Heer, en wanneer ons baie keer onregverdigheid sien floreer, en dan is ons in die versoeking om self ook daarin te val, help ons om teenstand te bied. Heer, dankie dat u ons sondes vergewe vir die kere waar ons dalk wel daarin geval het. Heer, help ons om regverdige lewe te lei, om nie in die versoeking te kom om dinge op die verkeerde manier te kry nie. Heer, wees daarom so tog met ons land. Heer, ons dankie dat u al hierdie onregverdigheid en dinge nou begin oopkrap. Heer, maar ons vra dat daar ook regverdigheid sal geskied.
Heer, dat daar einde sal kom aan al die onregverdigheid in ons land. Heer, dat die onregverdigheid ook gestraf sal word, sodat dit nie sal aanhou nie, maar dat dit sal eind kry. Heer, en dankie dat U 'n genadige God is. Heer, wees ons tog ook so genadig, Heer, waar ons ook baie keer sonde het, help ons ook om so genadig te wees. Heer, en dankie, Vader, dat U ons gekies het. Heer, ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen en wie U vir ons is. Ons bid dit alles in naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, voordat ons die nagmaal vier, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, wat 'n voorreg om dit te kan gebruik. Help ons om dit met opregtheid te gebruik, te verstaan en nie oordeel oor onsself te eet te drink, maar werklik met opregtheid tot U te nader. Ons bid dit alles in naam van Jesus Christus. Heer, U bloed is dit moontlik en U Gees wat in ons werk, verander ons al hoe meer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou geliefdes, die nagmaal is altyd belangrik dat ons sal weet wat dit beteken. Daarom, voordat ons dit doen, wil ek net vir ons weer verduidelik wat dit is. Nou, die nagmaal is 'n manier hoe ons die basiese ding wat Jesus vir ons gedoen het, vertel aan mense. En die grootste ding wat ons vertel is die liefde van God, wat ons daarin raak sien. Natuurlik, waarin sien ons die liefde van God? Dat hy sy seun aan die kruis vir ons laat sterf het, sodat ons sondes betaal sou word. Natuurlik, die Here doen dit op Golgotha, toe hy daar gekruisig is. Nou die nag, toe Jesus verraai is, sit hy met sy disippels en hulle eet toe nou en hulle vier Paasfees. Paasfees kom al van lang tyd af van die volk uit die Egipte uit weggetrek het, waar 'n lammetjie moes betaal het vir die sondes, dat die doodsengel nie die eersgeborenes sou kom haal het nie. En die bloed van die lammetjie het gewys na die bloed van Jesus wat eendag vir sy disippels, vir sy volgelinge se sondes sou betaal het. So Jesus daai dag, jaar na jaar het hulle daai fees gevier en daai dag toe hulle dit weer vier, toe sê Jesus, nou gebruik julle die nagmaal tot 'n herinnering aan wat ek vir julle gedoen het. So die nagmaal is iets wat ons herinner. Ons gebruik dit, maar ons moet dink aan dit wat God vir ons gedoen het. Nou, die nagmaal herinner ons ook dat Jesus opgestaan het. Wat se betekenis het dit vir ons? Wanneer ons die nagmaal gebruik, herinner dit ons wat Jesus gedoen het, maar ook wat hy nou van ons gemaak het. Dat ons nie meer leef soos die ou mens, soos 'n mens wat net lewe soos wat hy wil leef nie. Ons lewe nou as die liggaam van Jesus. Dis sy liggaam wat ons eet en ons lewe nou ook soos sy liggaam. En geliefdes, die Here het dit gedoen toe hy in die nag vir ons ook gebid het, nee, die bloed het hy gesweet om ook vir ons deel te maak van God se familie. Nou, waar is Jesus nou? Hy's besig om vir ons 'n plek voor te berei in die hemel. Nou geliefdes, die gedeelte van die nagmaal kom vir ons in 1 Korintiërs 12. Dit word vir ons daarin beskryf, 1 Korintiërs 11, verskoon my. En so daar word nie baie gesê oor die nagmaal in die Nuwe Testament, maar daar is onder andere een. En dis nie toevallig daarom dat die Here sy liggaam beskryf nie, die liggaam wat ons eet, en daarin word beskryf dat ons nou deel vorm van die liggaam. Nou word gesê een van ons is 'n voet, die ander een van ons is 'n hand. En wanneer ons dan nou die liggaam vat, nee, en dit word gebreek, dan word daar gesê jy is die voet en jy is die hand. En geliefdes, is vir ons baie belangrik dan om na mekaar so te kyk. Want baie keer kyk ons na mekaar, ons kyk na al hierdie uiterlike dinge, nee, jou rykdom, jou prestasies en al daai dinge. En dan bring dit eintlik 'n skeiding tussen ons, nee, want ons oordeel mekaar op verkeerde maniere. En as die Here sê, maar luister, julle is albei nou deel van dieselfde liggaam, en die hand kan nie vir die voet sê, jy is nie belangrik nie, want hoe kan jy beweeg, nee, sonder die voete, en hoe kan jy enigiets doen sonder die hande? Nee, ons is een liggaam wat saamgebind word wanneer ons na mekaar kyk deur God se oë, en wanneer ons glo dat die Here ons saamgevoeg en dat elke liewe een belangrik is. Nee, ons kan baie keer sê, ja, maar hy het nie presteer nie, maar hy versprei die evangelie so baie dat
meer as wat ons kan doen, wat dalk het, nee, so geliefdes, mekaar so sien. Dan die belangrikste gedeelte van die liggaam is wat? Die brein, nee, die hoof. En so sê die Here, hy is die hoof van hierdie liggaam. En daarom, deur die woord, nee, as ons luister na die woord, en ons leef soos die woord, en ons verdiep in die woord, dan is ons liggaam vas aan die hoof. En daarom is dit vir ons belangrik om die woord diep te leer ken, en so te gaan leef, dat ons so te sê kop gebruik. En geliefdes, so, daarom is dit vir ons belangrik om so ook te leef. Wanneer ons die nagmaal gebruik, dat dit ook vir ons herinnering sal wees. So geliefdes, voordat ons die nagmaal gebruik, kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, Heer, ons dankie vir Jesus Christus wat met sy liggaam aan die kruis gesterf het en dat sy bloed vir ons vergiet is tot die ewige lewe te voed en te versterk. Heer, dat ons met ons harte nie aan hierdie sigbare tekens sal vashou van die brood en die wyn nie, maar dat ons harte sal ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van God is. Geef ons vandag 'n werklike werk van U, Heilige Gees, om ons geloof te versterk tot meerdere diens in die koninkryk en U naam op hierdie manier te verheerlik. Hoor, as ons saam met die hele Christendom bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Geef ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons al ons oortreding, soos ons ook die vergewe teen wie ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons die brood vat, mag ons onthou wat ons gesê het. Elkeen van ons is 'n stukkie van die liggaam en elkeen van ons is belangrik, nee, en net soos hierdie liggaam van Christus gebreek is vir ons, is ons nou die liggaam. En die belangrikste, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir ons gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vir ons vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, kom ons sing nou saam Psalm 123, ek wil die Here loof. Sy brandade vergeet nie.
Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Numeri 4 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.